Hi maatjies, welkom by my storiekanaal. Ek is Boeremeisie. Ek hou daarvan om stories te vertel en lekker avonture saam met julle te beleef. Kom saam met my op pad langs die pragtige bergreeks, waar daar om elke hoek 'n nuwe storie wag. Hier op my kanaal sal ons lekker kyk, lag en leer. Maak gereed vir stories wat jou hart sal laat glimlag en jou oë laat glinster van pret. Ek neem jou deur die mooiste Afrikaanse stories. Een avontuur op 'n slag. Vuurbal en die gesteelde ring. In 'n klein dorpie tussen die heuwels het daar 'n klein donsige katjie met die naam Vuurbal gewoon. Haar pels was die kleur van die goue son en haar oë helder groen, vol nuuskierigheid en verwondering. Miauw. Vuurbal, ouma het ons hulp nodig. Miauw. Ouma, het daar iets met haar gebeur? Sy het baie ontsteld geklink en toe kom roep ek jou maar. Ons moet vinnig na haar toe gaan. Vuurbal en Erik hardloop so vinnig as wat hulle kan na ouma se huis. O, Vuurbal, Erik, ek het julle hulp baie nodig. Miauw, wat het gebeur, ouma? Dis my kosbare trouring. Ek het dit op die tafel laat lê en toe, poef, is dit net weg. Dit kon dalk 'n stoute diertjie gewees het wat dit gevat het. Miauw, dan moet ons die ring terugkry. Wees net baie versigtig, my skat. Die bos kan gevaarlik wees. Vuurbal en Erik hardloop die bos in en begin hulle soektog na die ring. Die pad het al hoe nouer en donkerder geword en die bome het hoër en digter geword. Hulle is nog net 'n rukkie aan die soek toe hulle skielik in 'n gat trap en inval. Hulle het mooitjies in een van Huppel die haas se tonnels onder die grond beland. Wat maak julle in my huis? Jammer, Huppel, ons het per ongeluk ingeval. Ons is op soek na ouma se ring. Het jy dit ook elders gesien? Nee, ek hou nie van blinkharde goed nie. Ek hou wel hiervan. Waar kan die ring dan wees? Ek sal julle help. Ek ken elke hoek van die bos en kan vinnig hardloop. Baie dankie, Huppel. Huppel is die perfekte gids vir Vuurbal en Erik. Hulle volg hom deur die bospaadjies tot waar 'n digte bos bome staan. Tada! Dis 'n stukkie van die helder kleurige wol waarmee ouma brei. Dit ruik na ouma en ek kan nie die ander reuk plaas nie. Hier is moeilikheid. Sien julle die opening daar by die stam van die naaste boom? Dit lei na een van my tonnels. Spring daarin. Ek sal hom wegkry. Wat? Wie? Sst, gaan nou en maak gaan. Vuurbal en Erik spring net betuis in Huppel se gat in. Die volgende oomblik kom Fossie die jakkals tussen die bome uit. Ek hou baie van haasvleis. Net toe Fossie na Huppel spring, trek hy met 'n streep weg en Fossie sit hom agterna. Kom Vuurbal, ons moet hier wegkom. Maar ons moet vir Huppel help. Nee, hy is baie vinnig. Fossie sal hom nooit kan vang nie. En hy het netwerke deur die bos. As hy in die moeilikheid kom, kan hy net in een van sy gate spring. Ons moet die ring vind. Hulle loop verder en soek nog leidrade, totdat hulle by 'n hoop blare kom. Skielik roep Erik uit. Eina! Erik, wat maak jy? Tussen die blare verskyn Karla die krimpvarkie. Jammer, Erik. Jy het my laat skrik. Ek het nie bedoel om jou met my penne te steek nie. Sjoe, jy het my nou laat skrik. Toe maar Karla, dit was net 'n ongeluk. Ek is nie kwaad vir jou nie. Ons soek ouma se ring en het die spoor hier naby verloor. Het jy dit ook gesien, Karla? Nee, jammer. Ek het geen blinkgoed gesien nie. Al wat ek in my nes van blare wil hê is insekte om te eet. Waar kan dit dan wees? Ek kan help. Ek kan baie goed ruik en ek kan die spoor dalk volg. Baie dankie, Karla.
Sjoe, maar dis 'n sterk reuk. Ek kan net nie agterkom wie se reuk dit is nie. Karla begin die spoor volg. Die spoor lei na 'n ander deel van die bos waar 'n riviertjie loop. Wat het ons hier? Die 3 diertjies skrik. Vierbal en Erik hardloop na die wal van die rivier toe en klim in die wilgerboom. Karla rol in 'n boelietjie op. Sappige krimpvakkie. Wil jy nie daar uitkom nie? Dan gesels ons 'n bietjie. Nee, Karla het Possie se poot vasgerol Eina, my poot! en een van haar penne het in sy poot agtergebly. Possie trek die pen met sy tande uit sy poot en loop mank weg. Ek sal jy nog kry, Karla. Dit was so amper of Vos het ons almal gekry. Erik, kyk daar aan die kant die rivier. Wat is dit, Vierbal? Daar langs die paadjie lê nog 'n stukkie helder wol en langs die wol is 'n swart veer. 'n Voël het die ring gesteel. Hoe gaan ons weet wat 'n voël dit is? Maar Sandra, weet jy wie se veer is dit? Jammer, ongelukkig nie. Het jy gesien watter voël hier water gedrink het? Ek het iets gehoor, maar net 'n beweging gesien. Ai, ons was so naby. Hoe gaan ons nou uitvind wie se veer dit is? Ek is dalk stadig, maar ek is baie oplettend. Die voël het noordwaarts gevlieg. Kom, ek sal julle wys in watter rigting. Kan ons nie vinniger loop nie? Katjie, wees geduldig. Die pad is lank, maar met geduld sal ons die ring kry. So loop Vierbal en Erik stadig agter Sandra aan. Sy wys hulle hoe om onder elke bossie en takkie te snuffel en rond te soek. Vierbal en Erik wou net moedeloos word toe hulle skielik nog 'n swart veer sien. Sien, so vorder ons stadig, maar seker. Ha, nou het ek julle uiteindelik. Vierbal, Erik, hardloop soontoe. Erik, wat van Sandra? Moenie bekommerd oor haar wees nie, sy het daar die harte dop wat haar beskerm. Vossie sal haar nie kan seermaak nie. Dit is toe ook so. Toe die ander twee die hasepad vat en Possie hulle wil agterna sit, het Sandra voor hom in die pad ingekruip in haar dop. Is iemand daar binne? Niemand is tuis nie. Waarheen nou, Erik? Ek weet nie. Kom ons rus bietjie onder daardie groot boom daar. Ek het nou groot geskrik. Ek ook. Ek hoop Sandra is veilig. Hulle het na die boom gestap, maar skielik hoor hulle 'n geluid. Wat was dit? Hulle kyk op en sien die pragtige bokmakierie wat op 'n tak sit en vrolik fluit. Hallo klein katjie en eekhoorn. Wat soek julle so diep in die bos? Miau. Hallo Bekkie, ons is op soek na Ouma se ring. 'n Voël het dit gesteel en ons volg sy spoor. Het jy dalk iets gesien? Ja, ek het hom gesien. Hy het na die groot boom toe gevlieg, daar bo op die heuwel. Kom, ek sal julle wys. Die bokmakierie vlieg in 'n blink groen flits vorentoe, met Vierbal en Erik wat vinnig agterna hardloop, totdat hulle uiteindelik by 'n groot ou boom kom. Daar op 'n tak sit 'n swart kraai met iets wat blink in sy bek. Miau, kyk, daar's die ring. Wat gaan ons nou doen? Hi Karelkraai, dis Ouma se ring daardie. Ha ha, dis my blinkskat nou. Kyk, 'n kraai is baie slim. Hy hou nie net van blink goed nie. Hy is ook baie vol van homself. Ek het 'n plan. Karel, is dit waar dat jy beter as Bekkie bokmakierie kan sing? Wat? Wat?
Wel, ja natuurlik. Aha, moenie dat ek lag nie. Ek weet ook nie of ek dit glo nie. Ek het al haar hoor sing en dit is pragtig. Wel, Kraai, gaan jy nie vir hom sing nie? Hy is seker bang hy gaan die kompetisie verloor. Ka. Oeps. Miau, ek het dit. Ouma gaan so bly wees. Goed gedoen, Vierpaal. Mooi so slim, Katjie. Jy het my goed gekil. Dankie vir al jou hulp, Bekkie. Ja, dankie baie. Dit was 'n plesier. Ek sal enige tyd weer saam met julle op 'n avontuur gaan. Ek kan nie wag vir my vriende te vertel hoe julle die kraai op sy plek gesit het nie. Vierpaal en Erik het die ring terug na ouma se huis geneem. Ouma het die ring in haar hande gevat en haar oë het geblink van dankbaarheid. Dankie liewe Vierbal, Erik en al julle vriende wat gehelp het. Ek is so dankbaar. En so, met die hulp van haar vriende, het Vierbal die ring gevind, maar ook iets belangriks geleer. Daar is altyd vriende wat bereid is om te help en elke avontuur is een vol lesse in moed, geduld en vriendskap. Was dit nie 'n lekker storie nie? Ons het nog baie meer avonture om te deel. Moenie vergeet om die video te like en subscribe nie. Tot volgende keer. En onthou, gebruik altyd jou verbeelding. Onthou jy